Welkom by die Olielamp, die harmonie van klank en lig. My naam is Cornel Meyer en jy luister na die Olielamp se potgooi. Goeiedag aan al ons luisteraars. Hier is episode 5 en vandag saam met my in die ateljee is Koen Fourie vanuit VGK Bellville. Baie welkom Koen. Goeiemiddag luisteraars, goeiemiddag Cornel, baie dankie. Is vir my ook 'n voorreg om hier te wees. Is effens 'n verrassing en ek sien uit om bietjie vandag saam met julle te gesels. Nou Koen, ek en jy het al baie gesprekke gehad oor vandag se tema en die tema is dat die man se taak of die man se plek in die huwelik. Nou Koen, wat sou jy beskou as die Bybelse rol van die man se taak in die huwelik? Ja, Cornel, ek dink dit is 'n baie belangrike taak, 'n ding wat ons vandag bespreek. Ek dink dis iets wat ons baie keer baie ligtelik opvat. As ek mag, wil ek dit sommer bietjie weier trek om net te sê, ek dink huwelik in die algemeen en in ons samelewing word nie juis baie hoog geag as ons kyk na die egskeidingssyfers en al die dinge nie. En ek dink dit is juis ook om juis uit ons kultuur en hoe ons is, ook as mense, dat ons veral baie grappig daaroor is. Ek dink jy hoor baie die grappietjies van die huwelik so en dan praat jy met 'n ou en dan sê hy nee, dit is vir hom 'n verskriklike ding eintlik. Maar dalk is dit net omdat ons te ligtelik so met dit omgaan met die huwelik. En ek dink dit is waar ons sukkel partykeer om ernstig te raak daaroor. Ek dink elke huwelik behoort ons na Christus te wys. Sy lewe en dan ook sy wederkoms. En dit is eintlik maar so eenvoudig soos dit. As die huwelik ons na Christus wys en sy bruid, dan maak dit net vir ons dit soveel duidelik van waar ons moet betrokke wees en hoe ons as mans dan in die huwelik moet staan. Ons kyk baie in Efesiërs 5 is 'n mooi gedeelte, 1 Petrus 3 is 'n mooi gedeelte, maar wat ons as mans hier moet besef is dat ons Christus se plek vol staan in 'n huwelik. En dus sonder Christus kan ons dit nie doen nie. So ons is nie Christus nie, ons is gebroke mans wat gebroke is deur die sonde, maar Christus het ook juis dan ons gered. En dus te meer kan ons ook so dit in die huwelik toepas. So ja, ek dink ons kyk te wyd, ons kyk te ver, ons kyk na baie ander dinge in plaas daarvan dat ons net na Christus sal kyk. En dis nou waar die kruks van die saak deurkom as jy vir ouer mans vra wat veral in die huwelike staan en hoe is dit, en dan kan jy verskriklike goed hoor. Maar ek dink die kruks van die saak is dat ons moet besef dat sonder Christus is elkeen van ons se lewe hel. Met Christus sien ons natuurlik uit na die hiernamaals, die ewige lewe saam met hom en hoe hy dit vir ons voorberei op hierdie oomblik. En net so is die huwelik. Dit is vir ons die grootste seën as dit in Christus is, maar dit kan ook vinnig vir ons, kom ons sê nou, ek wil dit nie so sterk gestel het nie, maar ek gaan nou maar, dit kan vir ons hel wees as ons dit nie in Christus doen nie. En ek dink dit is inleidend wat ons moet besef, soos oor jou vraag, wat is die Bybelse rol van die man dan in die huwelik? En ek dink die teksgedeelte wat dit mooi sal saamvat is 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. En daarvoor het Matthew Henry eintlik die volgende gesê: mans moet hulle vroue so hanteer, nie volgens begeerlikheid soos wreedaards nie, ook nie volgens hartstog soos duiwels nie, maar volgens kennis, as wyse en nugtere mans wat die woord van God en hulle eie plig ken. Die volwasse man is nugter, wys en pligsgetrou. En ek dink daardie is vir ons die samevatting, Cornel, as ons kan kom op die eerste vraag, is dit juist daai. En dit moet die gebed van elke man se hart wees, wat dink aan die huwelik, wat in 'n huwelik is, dink daaraan en kyk na Christus, as jy dink aan die rol wat jy moet vervul in die huwelik. Ja, en ek dink as 'n mens in vandag se trend kyk, veral na die verskriklike, die feministe en so, hulle, die begrip van die man as hoof van die huis, dit bring ons by ons volgende vraag wat vra, hoe moet 'n man sy rol balanseer as 'n leier
en ook as 'n diensknegt in sy huwelik? Wanneer moet hy leiding neem en wanneer moet hy sy vrou dien? Ja, ek dink weer eens so, nou gaan ons terug na die woord. Ek dink Efesiërs 5 wat ek dink as elkeen na hierna luister, moet hulle dalk ook weer Efesiërs 5 lees as hulle hierdeur gaan. Ek dink dit is vir ons duidelik daar dat die beeld van Christus weer eens na vore kom oor hoe ons dit moet doen, en jy's heeltemal reg in die feministiese beweging. Dit is veral ook in 1 Petrus 3 vers 7 wat mens nou die vroue wat die swakkere is. Dan is daar vreeslike teenkanting en vreeslike bohaai wat opgeskop kan word, maar dit kom tog uit die woord van God uit. En ons moet dit lees soos wat dit is, dat God ook man en vrou geskaap het met 'n spesifieke doel en 'n spesifieke orde en tot sy eer. En ek dink dit is hoekom Matthew Henry veral daarop fokus om te sê, maar ons moet ons rol so in Christus soek en weet wat dit is, en dan sal hierdie goed vir ons kom bygevoeg word. En ek dink die deels wat hierby gaan aansluit is ook die vraag wat ons moet vra is, hoe sien ek my vrou? Nou in hierdie feministiese bewegings en alles dink ek die vrouens het so geword dat as gevolg van wat die man se rol ook is, jy weet, mans wil eintlik net bedien word en ons wil dit en dat, en as jy in die kerk kyk, die mans is nie regtig betrokke nie, want daar's dit en dat wat moet gebeur. So ek dink dis 'n ander dag se bespreking, maar dit is juist ook hoekom hierdie feministiese beweging soveel druk daarop plaas. Maar die vraag wat ons moet vra as mans is, hoe is ons in die huis en hoe lyk ons soos Christus, beeld ons Christus uit? En dan ook, hoe sien ek my vrou of 'n vrou? Sien ons haar werklik as 'n dogter van God? As ek nou eendag, ek is nou getroud, so sien ek regtig my vrou as 'n dogter van God, en dat ek hierdie voorreg gekry het om haar ook te bedien, soos wat Christus die kerk bedien. As julle sal lees in Efesiërs 5 vers 23 hier rond, is dat Christus, ons weet, Christus het sy lewe vir ons afgelê, en dat ons ook, dat hy werk aan ons heilig maak, ons wat dan nou deel is van sy kerk, en van sy bruid. So, waar is daar dan nou anders 'n mooier voorbeeld? En ek maak gou die Bybel hier oop by Efesiërs 5, ek wil gou, dat ons dan nou so juis met ons vrouens moet omgaan. Soos vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het. Nou daar is sommer die eerste ding. So ek dink as jy al geluister het na Paul Washer se Biblical Marriage, ek stel dit ook voor vir almal, gaan luister bietjie daarna. Dan is dit die punt, wat doen ons as mans? Lê ons lewens af, nie net in ons werk en dinge nie, maar hoe hanteer ons by die huis? As ek meer besig met my tuin en my drank en my pelle en my man cave en allerhande dinge en my series en my games, as wat ek tyd aan my vrou spandeer, of aan my gesin. So ek dink ons as mans moet net eintlik vir ons hierdie vrae begin vra en bietjie hard en eerlik met mekaar daaroor praat, en dan sal die balans self kom. As mens Efesiërs 5 kyk, dan sal jy sien hoe die man moet lewe, hoe uit Christus uit. En ja, die vrouens word ook aangespreek, en dit is 'n ander punt wat 'n vrou dalk beter sal kan verduidelik, maar dan moet mens dit bindend in Christus voorlê, en so gaan Christus hierdie huwelik ook laat groei, dat die man vir die vrou hierdie heiligmaking kan bedien mee en help, en dan sal die vrugte daarvan gedra word. Maar ek dink ons begin so maklik om te sê, nee, die vrou moet eers dit doen, dan moet ek. En as ons so na Christus kyk, dan het hy dit nie gedoen nie. Hy het nie eers gesê, hoorie, julle moet eers mooi skoon en alles lewe, en dan gaan ek julle red. So weer eens, ek dink ons mis hoe ons net soos Christus moet probeer wees. En ja, ons kan nie, maar ons moet bidend neig na Christus, meer en meer deur gebed, deur die woord, deur die gees, deur die leiding van die gees. So, weer eens wil ek dalk herhaal, gaan kyk bietjie na, vir mans wat daarna luister, na Biblical Marriage van Paul Washer, en dan ook, as jy bietjie weier wil kyk na gesinsgoed, ook The Fulfilled Family van John MacArthur, wat 'n mooi reeks van 11 preke is, wat jy as gesin of jy as man kan bietjie kyk. Ja, en ek dink, jou einde het nogals mooi vir ons gewys na ons volgende besprekingspunt wat sê, wat is die belangrikheid van geestelike leiding in die huwelik? Wat se rol moet dit speel? Ek dink daar kan ons nou weer die woord, die Here daarvoor dank, Cornel, want dit, as ons kyk na, ek het nou vers 25 gelees van Efesiërs 5, maar vers 26 sê, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. En ek is nou geen teoloog nie, maar dit is so vir my mooi dat deur met die waterbad deur die woord, en die woord is die woord van God. So dit is duidelik vir ons hierso dat die man moet 'n sentrale rol speel. Dit is eerstens sy verantwoordelikheid.
En ons moet hier vir mekaar vra is hoe dra ek by tot die heiligmaking van my vrou? Of is ek nou net besig, elkeen is maar hier op sy elke paadjie. Ons sal hopelik almal by die hemel uitkom en daai klas van ding. Jy weet, elkeen is maar vir homself. Ons is getroud want die staat sê so, maar nee, is hoe gaan ek verantwoording doen ook vir my vrou? Ja, elkeen vir homself, maar as manne het ons hierdie verantwoordelikheid om ook te gaan verantwoording doen vir ons vrouens en ons gesinne. So spesifiek vers 26 is, hoe dra ek by tot die heiligmaking van my vrou? En dit is juist dan wat ons kan vra is, maar waar moet ons begin? En eerstens is by die woord, in gebed, want ons is swakke mans en ons het net genade ontvang en ons kry soveel genade en ons moet dit gaan soek by die Here. Dis ook weer Matthew Henry wat mooi afsluit dat 'n man wat die wysheid van God het, wat in gebed is, wat pligsgetrou is en dis waar ons moet wees. So praktiese voorbeelde is net lees saam Bybel, doen Bybelstudie saam, bid saam, leraar. Ek bedoel, hoe het Christus ons nie geleer? Ek bedoel, dis die kruks daarvan. Is Christus het die kerk geleer en dit het van daar af uitgegaan en verder en verder en verder weier uitgekring. En so moet ons ook in ons huwelike wees. En die huwelik is die beeld van Christus en sy bruid. En ek dink iets wat ek wil waag om te sê is dat ons moet kyk na ons huwelike, want ek dink baie keer kan ons baie hoogdrawend wees oor ons lewe en voorste stoel tussen in die kerk sit en al die dinge. Maar ek dink ons huwelik getuig meer oor ons geloof in Christus as wat ons dink. Ek dink dis iets wat ons almal moet besef is dat huwelike eintlik daai beeld van die wederkoms is en hoe Christus alles perfek voorberei. So ek dink ons moet daar 'n bietjie daai uitvat dat ons huwelike is eintlik 'n beeld van hoe ons geloof werklik is. Want hier is 'n vrou wat God aan jou gegee het en hy vra jou hanteer haar soos wat ek jou hanteer. So as jy dan nou werklik glo hy jou kan hanteer, gaan jy dan mos nou nie anders kan om jou vrou so te hanteer. So ek dink daar's 'n baie fyn lyn wat ons daar moet dophou. So ja, gaan voor, leer in gebed en bid saam. Ja, ek dink dit sal my antwoord wees vir hierdie een. En dan by ons tweede laaste vraag of besprekingspunt. En ek dink dit is 'n struikelblok vir baie huwelike, maar hoe hanteer 'n man konflik in die huwelik? Bid. Dit is die regte antwoord, ja. En bid. So ek wil vir jou sê ek het al 'n paar keer ook saam met 'n paar gestoei oor hierdie oor hoe hanteer mens konflik en ja, daar is daar's een perfekte huwelik en dit is tussen Christus en sy kerk en elke ander huwelik gaan sy eie uitdagings hê en konflik is 'n groot deel daarvan en hoe mens met die konflik te werk gaan. Ek dink daar's so baie wêreldse maniere en ons probeer boeke lees van Men of from Venus en ek het sien daai goed is gevaarlik. Want ons gaan dit verkeerd hê, maar ek dink om baie keer net saam stil te raak voor die Here. Ek dink baie keer wil ons so 'n ding uitbaklei of uitveg of uitredeneer maar hoekom dit nie saam uitbid nie. Ek dink dit is ons leer soveel keer uit die Bybel uit dat 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. En soms vergeet ons net al hierdie mooi dinge en wat beter as twee mense wat verskil oor 'n saak om te sê maar kom ons nader die Here in gebed. Dat ons hierdie by sy voete neerlê en sy wysheid vra. Ons het nie hierdie wysheid nie en ons duidelik kort ons hierdie wysheid en dan ook bid vir versagtende harte en dat die Here ons oë sal oopmaak vir ons eie gebreke. Ek dink dit is die hoogmoed, die sonde wat in ons is dat ons kan tog net nie verkeerd wees nie. En mans het 'n groot ding aan. Ons wil altyd reg wees en ja, dit is 'n fyn lyn ook in die sin van hoe moet ons dan ons leierskap uitleef? Ons leierskap gaan nie oor ek is altyd reg. Dit is nie ons leierskap. Ons leierskap is dat ons gesin en ons vrou liefdevol na Christus wys en daai beeld van Christus sal uitleef. En as mens veral kyk na die disippels wat vir ek kan nie nou die gedeeltes onthou nie, maar die disippels wat vir Christus gevra het, maar ek wil aan die linkerkant en ek aan die regterkant sit. Ons kan nie net altyd ook so vir ons vrouens sê nee, maar jy gaan hierdie goed kry nie en hierdie beloftetjies maak want dit is wat sy nou wil hê nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor om bidend te verstaan wat sy nodig het, soos Christus weet wat ons nodig het. En vir haar ook dit dan te verduidelik, maar dit het jy nodig. Dat jy hierdie nodig het en dis waarom en dat dit met absolute liefde en kalmte sal geskied. En dit moet ook mense daarvoor bid. So ek dink my antwoord was ja, ek en Jolani is DV
Sondag wat die 8ste nou is, sal ons 12 jaar getroud wees en 12 jaar van genade en ons het ook al ons konflik gehad en ek dink die antwoord het vir ons daar gelê dat ons saam te midde van hierdie stryd wat woed net besluit kom ons raak stil voor die Here en ons bid saam dat hy ons hier lei, dat hy ons ook daai wysheid gee dat ons die wêreld ook hier sal uitlaat, want meeste van hierdie goed gaan tog oor wêreldse dinge, een of ander begeerte of een of ander sonde wat ons moet aanspreek en saam groei. En ek dink dan bo dit ook is om eerlik bietjie te wees. Ek dink ons manne is nie baie eerlik met ons sondes nie. En ek dink ons moet dit dan in nederigheid ook baie keer neerlê en sê maar hier's dit. Ek dink daar's baie ander voorbeelde in die Bybel wat ons nou nie gaan tyd hê om by stil te staan nie, maar dit is die een wat ek dink vir my en Jolani om so persoonlik dit nou nader te trek vir my en Jolani baie beteken het en steeds doen is om as dit begin neigend kan dan raak ons stil in ons bid saam. So. Ja, ek dink dis 'n belangrike ding en die mense wat sal onthou so paar episodes terug het ons gepraat oor die belangrikheid van gebed en ek dink daai kan deurgetrek word in die huwelik, in ons werk, in ons daaglikse lewe. Die gebed dit is die fondasie, dis tog hoe ons met God praat en dit is deur sy woord waar hy weer met ons praat. En dan ons laaste vraag en dit is bietjie ook 'n inleiding vir ons volgende episode. Hoe balanseer 'n man sy taak in 'n huwelik met sy taak in die kerk? Ja, dit is 'n groot vraag. Ja, ons gaan baie tyd daarvoor nodig hê want ek dink dit is ons eerste roeping is altyd ons huise. Selfs vir predikante is ons eerste roeping om herders te wees in ons eie huise. En ek dink dit is hoekom as ek 1 Timoteus 3 rond, dink ek oor en daar's 'n paar ander gedeeltes ook, 'n klompie gedeeltes oor wat die voorwaarde of die kriteria kan ek nou maar in menslike taal sê wat dit is vir 'n amptdraer of 'n ouderling of 'n diaken en dit is een van dit is dat hy sy huis goed kan regeer. So ek dink in ons mag dalk bietjie min daarop fokus dat ons werklik nie altyd weet hoe gaan dit in die huise in die kerke nie. Ons weet nie wat die kommernisse is in die huise nie. Ons kom te min in mekaar se huise om ook te verstaan. So ek dink krities is dit eerstens dat ons moet weet dat ons mans 'n belangrike punt is as ons gaan kyk na Titus 2, hoe ouer mans die jonger mans in hierdie dinge moet oplei en die ouer vroue die jonger vroue in hierdie dinge moet oplei en dis hoekom dit so belangrik is dat uit die huis uit sal dit natuurlik vloei na die gemeente. Ek dink ons vertrou die Gees ook te min daarin dat ons hierdie dinge probeer forceer want ons kort mense, maar uit die huis uit sal dit natuurlik vloei dat die Here dit so gawes gee dat hy dit in jou hart, dat dit net meer en meer dat hierdie gawes na voorskyn kan kom. Dis nie iets wat ons as mense gaan doen nie, maar dis gawes wat uitgedruk word wat mense nie kan teenskop nie, teen daai prikkel skop nie en dan moet dit reg geskied in die gemeente. So ek dink ons mis dalk daai en ons laat nie ons jong manne toe genoeg om te groei in hulle huise nie en ook dalk bietjie meer toegerus te word. So ek dink dis eintlik dis iets baie naby aan my hart waarmee ek moet sê waarmee ek baie stoei. Ek het onlangs ook ouderling geword en ek stoei met die dinge. So dit is nou jy verras my nou eintlik bietjie met die vraag in die sin dat want ek is nog besig om daaroor te lees en bidend antwoorde te vra oor hierdie spesifieke saak, maar tans is ek net van soos ek gesê het, dit sal natuurlik kom, maar dit is 'n kritiese werk want ons moet disippels maak. Op die einde van die dag is dit elkeen van ons gaan uit en ons moet disippels maak en dis deel van ons taak. So as ons dan nou klaar is in ons huis met disippels maak, moet ons natuurlik ook disippels maak buite en waar beter ook as om te begin in die kerk van Christus. So en my laaste oproep wil wees aan elke man is doen dit in jou huis. As jy dit tekort kom, kry 'n broeder, kry vir jou 'n Timoteus wat jy kan oplei of kry vir jou 'n Paulus wat jou kan oplei en jou help in die dinge wat saam met jou kan bid. Maar weet ook dat in die kerk het jy hierdie belangrike rol ook jou deel daarbey by te dra. So ek hoop dit is genoeg inleiding vir ons volgende gesprek waarna ek uitsien. Baie dankie Koen. Ja, ek dink as ons kyk na ek is nogal selfopwindend vir episode 6. Dit kan mooi wees ook ons taak in die kerk vir al ons mans wat onderdruk word in vandag se tyd. So die van julle wat in spanning wag, dan hoor julle volgende maand van ons
episode 6 wat gaan oor die taak van die man in die kerk. Koen, baie dankie vir jou tyd. Mooi dag vir al die luisteraars. Totsiens. Hierdie potgooi word vervaardig en aangebied deur myself, Cornel Meyer. En ek, Christian Grobler, vervaardig die klank. Nuwe episodes van die Olielamp se potgooi word elke maand vrygestel. Die Olielamp potgooi is beskikbaar op ons webtuiste, as ook Apple en Spotify podcast. Teken in sodat jy nooit 'n episode mis nie. As jy enige vrae het of self oor 'n onderwerp wil praat, stuur vir my gerus 'n e-pos na olielamp.podcast@gmail.com.